Tanya, baie dankie dat ons by nog 'n episode kan kom. Vandag is 'n onderwerp wat ek dink min mense daaroor gedink het. Hulle weet dat hulle darmprobleme het, maar hulle verstaan nie hoekom werk die darmkanale en die kolomme en die spysverteringsstelsel nie baie lekker daaroor. En ons het vandag vir Louise hierso. Louise, jy wil praat oor darmheropleiding of is dit nie darmherstel nie in plaas van darmheropleiding? Ek dink in hierdie geval is heropleiding die regte woord, juist vir oor ons die darm probeer leer om weer elke dag te gaan, maar baie mense sal dalk meer bekend wees met die Engelse term bowel retraining. Bowel retraining. Ja, jy vat ons Okay, so met ander woorde, hierdie brein van jou, en ek weet jou tweede brein sit in jou kolon, het ophou dink. Is dit wat jy vir my sê? Ja, dis basies wat gebeur. So baie mense het 'n geneigtheid om die nood van natuur te ignoreer. As jy in die publiek is, jy wil nou nie daai vuil toilet gebruik nie. Of jy is net te besig en worry nie te veel nie. Na 'n ruk gaan die gevoel weg wat jy voel jy moet nou toilet toe gaan. En op 'n stadium gaan jou lyf begin besef jy luister nie as hy vir jou vra om toilet toe te gaan nie. En hy gaan al hoe stadiger beweeg totdat jy eventueel agterkom jy het 'n week laas toilet toe gegaan. Anderwoorde wat jy eintlik sê, Louise, want ons sit elke dag met daai mense hierso, is dat hier is mense wat geen erns maak daarvan om te sorg dat daar 1 tot 2 maal 'n dag die darm skoon gemaak word nie. En dan sê jy vir my dat dit het 'n effek reg deur die liggaam. Absoluut. So jou darm begin, dit is waar ons baie van ons probleme optel, oor daar so 'n noue koneksie is tussen ons brein en ons darms. Die mikrobes wat ons daar het, speel ook 'n groot rol om inflammasie te affekteer. So as jou darm ontsteld is, gaan dit die res van jou lyf ook affekteer. As jou darm met ander woorde in jou terme ontsteld is, dan gee jy vir skadelike patogene kans om te vermeerder, né? Ja, so basies wat gebeur as jy hartlywig is, daar is ons verharde stoelgang wat in jou darm lê en elke dag trek jou darm nog water daar uit. Daai stoelgang lê dan daar, dis 'n droë bol en dan begin die mikrobes wat daar is, bietjie fermenteer en rondspeel daarmee en dan neem jy al daai toksines ook op in jou bloed want daai stoelgang kom nie uit nie. Daai ding gis met ander woorde. Ja. En daai gis en daai afval van daai gis moet iewerste ontslaag geraak word. Iemand is met ander woorde, hy sê hy is nou vol winde en hy sukkel om wanneer die winde ontslae te raak. Maar wat eintlik gebeur is dat daai gasse word in die darm geabsorbeer en ding wat in die darm geabsorbeer word almal teen die tyd te weet, word weer in die bloed vrygestel. En 'n ding wat in die bloed vrygestel word gaan waan toe. Eventueel gaan hy na jou lewer toe. Jou lewer is dan verantwoordelik om die detoxifiseer. As jy nou nog met ander drama sit, soos inflammasie, gaan jou lewer ook nie noodwendig so goed werk nie. En hy gaan met ander woorde met hierdie giftige, toksiese gasse gaan ook na jou brein toe en dit gaan ook na elke ander orgaan toe en ontwrig die pH van elke ander orgaan in jou liggaam. Ja, dis heeltemal reg en daai breinbarrier moet eintlik nie oorgesteek word deur toksiese goed nie, want ons brein se nerves is baie sensitief tot verandering. En dit beteken nou dat as iemand nou hartlywig word, nê, en hierdie sirkulasieproses van kyk jou lewer filter 1.2 liter bloed, 1.4 liter bloed elke minuut. Nou as hy dit elke minuut doen, is dit ongeveer 82 liter bloed elke uur en as jy dit met 24 maal, dan is dit die 2083 is my somme my nou nie in die steek laat nie. Liter bloed wat jou lewer elke 24 uur filter, maar nou filter hy hierdie goed en hy filter en hy filter en hy filter en jy's 3, 4, 5, 6 dae hartlywig. En elke keer word daai goed meer en meer en meer toksies en dit gaan na jou brein toe, dit gaan na jou organe toe, dit beïnvloed jou hormoonproduksie en dit beïnvloed met ander woorde die lewende selle binne in jou wat moet groei en die dooie selle vervang en allerlei vreemde dinge doen. Jy sê vir my, hierdie is nou nie die maklikste onderwerp om oor te praat nie. Hoekom nie? Ek dink daar's nogal 'n stigma rondom ons toiletgoeders, veral die darm. Mense wil nie toilet humor regtig hoor nie.
En dit is eintlik 'n ernstige ding, soos ons nou gehoor het, dit affekteer jou hele lyf. En daar's veral as ek nou bloedanalise doen, selfs daar sal ek vra oor die mense se stoelgang en hulle is baie skaam om daaroor te praat, want ons praat mos nou nie uit oor sulke dinge nie. Intussen besef hulle nie hoe dit hulle hele lewe impakteer nie. Hulle is moeg want hulle hele lyf is heeltyd besig om te probeer ontslaa raak van die toksine. So hulle is nooit regtig op die optimale vlak waar hulle moet wees nie. Intussen dink hulle, ag, dis net 'n ou eenvoudige toiletprobleempie. En wat jy nou eintlik vir my sê is dat hierdie liggaam kry nie suurstof nie, want hy moet met koolsuurgas en ander toksiese afvalstowwe beklei, is dit nie? Ja. En wanneer 'n brein nie suurstof kry nie en wanneer selle nie suurstof kry nie, wat gebeur dan? Al nou natuurlik moegheid is jou eerste groot ding, want al die selle in jou lyf het die suurstof nodig. Die funksie daarvan gaan afneem. Die selle wat meer koolsuurgas inneem, sal op 'n stadium begin doodgaan, want die toksine is oorweldig die stelsel. Suurstof beteken energie. Ja. Met ander woorde wat jy vir my sê is dat daai selle kry nie suurstof nie, met ander woorde is soos 'n ou wat 800 meter hardloop terwyl hy onfiks is. Hy by die laaste 400 meter het hy nie meer asem nie. Ja. En dan verswak die selfunksies van die 500 biljoen selle wat jy in jou liggaam het, nê? Ja. En dan verswak alles. En wanneer alles verswak, beteken dit hy kry nie genoeg voedingsstowwe ingetrek nie en hy kry ook nie genoeg afval uitgewerk nie. Dis wat hardlywigheid beteken. Nou, hoe sal jy vir my vertel, wat sal ons maak om mense op te voed oor hierdie ding? Wat doen jy as 'n terapeut? So dit is belangrik om te weet van 'n paar goeie. So ek het hierdie in 3 dele opgedeel. Vandag wil ons praat oor die konsistensie van jou stoelgang. Nou, dit is al klaar grous wat mense hoor konsistensie, dis 'n snaakse woord. Maar eintlik moet ons 'n sag en goed gevormde worsie hê. En ja, ek het gesê worsie want dit is eintlik die vorm wat ons wil sien. So met dit wil ons seker maak dat die mense weet wat hulle in hulle lyf moet sit. Water is verskriklik belangrik vir jou darmes. Jou kolon herabsorbeer die water wat jy inneem. So as jy nie genoeg water gaan inneem nie, gaan daai stoelgang in jou darm lê en hy gaan al hoe droër raak, want daar is net nie genoeg water wat beide die lyf en die stoelgang dan tot die beskikking het nie. En dan swel daai darm op. Ja. En hy word vol inflammasie. En hy kry mikroskopiese gaatjies. En die bietjie vog wat in die darm inkom, lek dan deur die darm in die buik in. En hoeveel probleme ontstaan nie daarmee nie. Ja, nee, omtrent. Hartlywigheid en opgeblaasenheid is nogal van die groot goed wat ons mee sukkel, wat ons sien by ons kliënte. Die hartlywigheid, baie keer ons doen 'n onderhoud aan die begin met die mense om uit te vind hoe hulle eetgewoontes en hulle waterinname is. En dit is baie keer die mense wat, jy weet, so half 'n skynskyk vir jou gee en sê nee, ek dink nie. Ek drink dalk so 1 glasie water op 'n dag, jy weet. Daai lyf is so droog en elke liewe sel in die liggaam is net soos help ons. En so geïnflammeerd en so vuil. Nou wat sê jy vir die mense? Wat gaan jy met hulle doen? Okay, so ons het nou oor die water gepraat, so 'n handleiding vir net om te weet hoeveel water jy moet drink, is vir elke 15 kg wat jy weeg, moet jy 500 ml drink. So byvoorbeeld iemand wat 60 kg weeg, moet so ten minste 2 liter water drink. Nou die ander goeie ding is nou natuurlik vesel. Vesel is dit wat vir ons stoelgang vorm gee, is wat dit help vorentoe dryf, dat dit nie net daar soos lê en vrot word nie. So ons het 2 tipes vesel, nie oplosbare en oplosbare vesel. Nou albei het 'n rol om te speel. Die nie oplosbare vesel is, soos jy kan dink, die wat nie baie verander in die darm nie. Ons noem hulle die bewegers, want hulle help om die stoelgang vorentoe te dryf. Die vesel is ook half soos 'n klein borseltjie wat skraap oor die darm se oppervlakte en dit stimuleer dit om saam te trek. Daai peristalse wat gaan help dat die stoelgang kan vorentoe beweeg na waar dit moet wees. So die ander een is oplosbare vesel. Dis vesel wat bietjie water absorbeer en effens gellerig raak. Dit kry jy in appels, sitrusvrugte se pulp, chiasade en psyllium. So chiasade het jy dalk al gesien, as jy water daarby voeg, dan swel dit op en maak so gellerige formasies saam.
Nou dit's presies wat hierdie vesel vir ons lyf doen. Hy help om te bind aan die stoelgang. Hy bring die water en hou dit daar sodat nie al die water wat daarin is geabsorbeer word nie. So dit gee gewig aan die stoelgang en dit help dit vorentoe dryf met die momentum daarvan. Nou hierdie oplosbare vesel is ook 'n baie belangrike komponent om jou goeie bakterieë te voer. Die bakterieë wat jou nou gaan help om bietjie die inflammasie in jou lyf af te skakel, want hulle het daai capability. Hulle kan vir jou lyf sê, hier is nou 'n krisis, ons moet inflammasie maak, maar met lekkende darmsindroom gaan daai nooit weg nie. Basies, die bakterieë is heeltyd in 'n punt van, hier is 'n probleem, ons moet inflammasie deur die lyf stuur. So as jy jou goeie darmbakterieë gelukkig kan hou, sal jy ook baie minder sukkel met inflammasie. Ek wil hierdie eerste onderwerp van jou afspreek, dit was nou baie interessant. Maar vertel vir my van mense wat sommer net droë sade insluk. Ja, so ek het juis gister iemand by my gehad. Sy het gehoor chia sade werk nogal goed vir hartlywigheid en te doen, maar daar's so 'n bietjie van 'n struik. So chia sade vir elke 1 gram wat jy het, as jy dit in water sit, kan dit tot 12 ml water absorbeer. Nou dit klink nie eintlik so baie nie, maar volume gewys kan dit nogal 'n holte vul. So as jy nie daai sade souk voordat jy dit inneem nie, dan gaan dit die water wat in jou darm is opneem. En daai gaan dan maak dat dit 'n verstopsel maak, want jy het nou nie ekstra water wat jou darm ook kan opneem nie. So daar kan dan basies soos 'n groot bol daar lê en maak dat daar niks verbykom nie. So as jy jou chia sade vir so ten minste 30 minute kan souk voor die tyd, dan is dit eintlik half soos 'n ekstra waterpakkie wat jy in jou lyf vat. Daar's al daai water wat die sade geabsorbeer het, wat baie mooi gaan help om dan die stoelgang so sag as moontlik te hou. Wel, so sag soos wat dit moet wees. Baie dankie vir hierdie eerste onderwerp. Kom ons kyk 'n bietjie na jou tweede onderwerp. Dit was baie interessant.